Goeiemôre van my kant af. Dis so lekker om vanoggend saam te kuier en wat 'n ongelooflike Sondag en dag en 'n ongelooflike week wat ons gehad het en wat vir ons voorlê. En ons is vanoggend bevoorreg en ons het die nuwe skoolhoof van Eldorein in die huis. So meneer Retief Smit, wil meneer my nie gou hier op die verhoog join nie. Ek het vir hom gesê ek gaan dit doen. Toe sê hy vir my asseblief nie. So maar welkom by Dr. Raslo. Ons wil hom verwelkom hier in Centurion. Kan ons vir hom 'n lekker hande klap gee? Baie welkom. Dis so lekker dat meneer hier is. Kan ons hande uitstrek en ons gaan hom vir hom bid en regtig die Here se guns oor sy lewe vra en die wysheid en die nodige kennis wat hy moet hê om hierdie skool in die volgende seisoen te kan lei. So kom ons bid saam en ons seën hom. Here, dankie dat ons vandag vir meneer Retief Smit net vandag kan opdra. Dat ons vandag sal weet, Here, dit wat U alreeds gepredestined het, dit wat U alreeds vooruit beplan het vir hom as 'n hoof, vir hom as 'n mens, wil ek vandag kom bid, Vader, laat U wil geskied, laat U koninkryk kom eerstens in sy persoonlike hoedanigheid. En Here, mag hy regtig net in die verhouding wat hy staan met U, dat daai verhouding so sal groei, dat in die volgende seisoen, dat dit sal afspoel op sy personeel, die mense om hom. En ek wil vandag kom bid, Vader, dat die leiding wat hy moet nodig het om hierdie skool te kan lei, en hierdie gemeenskap, waar ons hande vat om 'n gemeenskap te transformeer, waar God regeer, wil ek vandag bid. Laat U die een wees wat die leidsman is, die raadgewer is, dat U die een is wat vandag soveel meer doen as wat ons dink of vra. Ons seën hom vandag in elke area en elke kapasiteit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie. Dis lekker om meneer hier te hê. Mag jy 'n geseënde dag hê. Ek vergeet elke keer, as die ouens so lank is, moet hulle maar onder staan, dan voel ek bietjie beter. So. Maar ek wil vanoggend gou, voordat ons afskop met die preek, wil ek met jou goeie nuus deel, en dit is net so ongelooflik, wat die Here net die afgelope seisoen in Dr. Raslo spesifiek gedoen het, en nog steeds besig is om te doen. En ek wil jou 'n bietjie statistieke wys, wat die afgelope 2 jaar en hoe ons net so dankbaar is, en hier is ons statistieke van ons bywoning Sondagetalle. As jy kan kyk, sal jy agterkom, daar's 'n aansienlike groot gap in die afgelope 3 maande. Ons het net ons het die eerste 3 maande gevat van die jaar, en verlede jaar om en by dieselfde tyd, en kan ons net die Here voor dankie sê vir dit. Meer as 500 mense in ons dienste op 'n Sondag, en dit is regtig die guns van die Here. Kan ons hom loof daarvoor. En dan met ons finansies, ons is so dankbaar om te sien wat die Here gedoen het die afgelope tyd met ons finansies. Dit stel ons in staat om kerke te plan, dit stel ons in staat om uit te kan reik. En daar is so 'n bietjie van 'n grafiek, ek weet nie of julle mooi kan sien nie, maar die heel boonste een is hierdie jaar se laaste 3 maande. Verlede maand het ons so 'n bietjie gehoes, en toe het ek vir die pastore gesê, ons gaan nou vas die hele maand, kry nie salarisse, en toe bid ons baie hard, en die Here het vir ons deurgekom. En ek wil vanoggend in my hoedanigheid wil ek vir julle, elkeen wat hier is, en die wat ook aanlyn kyk, wil ons julle baie dankie sê, dat julle met 2 goed, sê ons altyd, mense vote of stem met 2 goed, in hulle persoonlike en hulle geestelike lewe, is hulle bywoning, en dis wat ons nou gesien het, en met hulle finansies. En ons wil vir julle dankie sê, dat julle ons as leierskap vertrou, om te kan sien, hierdie area en hierdie omgewing, 'n plek waar God regeer, en dankie daarvoor, en kan ons die Here net loof, vir dit wat ons daar so sien, en ons vertrou hom nog, vir dit wat voor lê. En dan die laaste ding, wat ek onder die aandag wil bring, is hierdie middag, vanmiddag, vanaf 12:00, ek het gesien van julle, het al klaar jou tent probeer opslaan, vanaf 12:00, mag jy eers jou tent opslaan, of jou gazebo, en nou hier voor by die gas, want dit is die Here se gras, moet dit nie brand nie, gas, en daar by die woestyn, daar kan jy vuur maak, jy kan maak wat jy wil daar, as jy 'n groot kol gaan uitbrand, gaan die Here vir jou voorsien om gras daar te plant, so, maar maak asseblief vuur daai kant, maar van 12:00 af, omdat ons nog 'n tweede diens het na hierdie, en dan wil ek jou ook vra, laai jou goed af hier voor, en dan moet jy asseblief jou voertuig agter te vat en daar agter parkeer.
Ons vat geen verantwoordelikheid vir 'n tennisbal of 'n cricketbal of 'n rugbybal of enigiets wat 'n venster gaan breek nie. Inteendeel, ek gaan dit motiveer as jou kar hier voor staan of daar by die woestyn. So maak seker jy skuif hom. En dan ek onthou toe ons in Port Elizabeth was, het ons ook so 'n potjie kos geleentheid gehou, maar ons het kerk gehou in Hoërskool Vrynsby se skoolsaal en dan het ons kuiers daar gehou en het baie keer het mense vir my gevra, so Louwelen, mag ons ietsie drink op hierdie dag? Dan sê ek vir hulle, man, ek weet nie, volgens die skoolhoofde wat ek al geken het in my jare, het hulle gesê, mens drink nie op 'n skoolterrein nie. So ek gaan dit nou maar net daar los. Vanmiddag kuier ons lekker saam by die potjies, kan nie wag om jou daar te sien nie. Maar ons sluit af vandag met ons reeks Heroes of Faith. En ons fokus vandag op Noag. Noag is die sentrale punt vir vandag, maar hoor gou hier in Hebreërs hoofstuk 11 vers 7 sê, by faith Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear, built an ark to save his family. And by his faith, he condemned the world and become heirs of the righteousness that is in keeping with faith. Sê die Bybel sê dat Noag was iemand wat op die einde van die dag, hy was hierdie erfgenaam van regverdigheid. Hy was die erfgenaam van God, omdat hy geglo het en hy het hierdie erfdeel gekry, omdat hy 'n mens van geloof was. Nou as jy, ek gaan nou nie die storie van Noag vir jou vertel nie, maar ek gaan so 'n bietjie uittreksels net rondom dit vertel en sekere beginsels vasmaak. Maar hy was 'n sleutelfiguur in die Bybel en jy kan gelees Genesis 6 tot en met 9 en hoofsaaklik bekend aan die ou wat hierdie ark gebou het, hierdie groot ark, hierdie groot skip as ek dit so kan sê, as gevolg van die groot vloed wat sou kom en dis wat Noag se verhaal so great maak. Maar Noag was ook gekies deur God as hierdie regverdige man, 'n man naby aan God se hart wat op die einde van die dag geweet het, God kies my vir die mensdom, om die mensdom te red en ook die dierelewe te red. En in dit, as gevolg van hierdie katastrofiese vloed wat sou kom, het God gesê, ek kies jou. En omdat ek jou kies, het Noag gesê, ja, ten spyte van die korrupsie in hierdie wêreld, ten spyte van 'n goddelose of 'n bose nasie en 'n bose mensdom op daai stadium, het Noag nog steeds vertrou en hy was gehoorsaam aan dit wat die Here vir hom gesê het. En een van die mooi gelykstrekke wat ons kry, is dat Noag het gewandel met God. Julle sal onthou, ons het so 'n paar keer het ons gepraat oor hierdie helde van geloof en het ons gesê, een van die gelyktrekking wat ons kry deur almal van hulle is die feit dat hulle in verhouding gestaan het met God. Hulle was naby aan God. Inteendeel, wanneer jy sê wandel met God, beteken dit hy het so naby aan God gehad, hy het 'n noue verhouding met God gehad en as gevolg van dit het God hom gekies. En ons lees hoe Noag regtig in geloof, in gehoorsaamheid en God vertrou en God se getrouheid ten harte geneem, want hy het geweet, God sal nooit opgee my. Was Noag wat op die einde van die dag vir 120 jaar lank die regverdigheidsboodskap, the righteous message, gepreek het vir die mensdom, 120 jaar en nie een persoon kom tot bekering nie. Dis verskriklik. Nie een persoon kom tot bekering. Die enigste mense wat gered word, is sy gesin, so om en by 8 mense. Niemand word gered en is in daai tyd wat God vir hom hierdie opdrag gee en sê, gaan preek. En ek dink aan ons eie persoonlike lewe vandag. En ek het gesê aan die begin van die jaar, God het vir jou 'n woord gegee vir 2025 en vir jou gesê, hierdie jaar gaan so en so en so wees. En hier by maand 3, dan gee ons op. En sê maar, dit het nog 'n realiteit geword nie. Ek weet nie, gaan dit ooit 'n realiteit word nie. Noag het 120 jaar gevat om te preek. En nie een siel kom tot bekering nie. Dit kan 'n ou breek, maar tog het hy gesê, ek hou aan, want hoekom? Ek het hierdie volhoudende geloof, ek het hierdie perseverance feit, dat ek sê, ek gaan nooit opgee op dit wat God vir my beplan en wat God vir my het, en wat God vir my in stoor het nie. Is my interessant, hier so 'n paar beginsels rondom Noag, wat Noag was 'n man wat guns gekry het by God.
Hy het by God guns gevind en Genesis 6 vanaf hoofstuk 6 tussen vers 8 en vers 9. En terwyl die wêreld so boos was, terwyl die wêreld goddeloos was Noag die enigste ou wat regverdig was, wat onberispelik was teenoor God en by God en gesê het, ek weet, ek gaan by God wees. En as jy lees, dan kom jy agter, daar was 'n verhouding wat hy gehad het met God. En as gevolg van dit het hy gewandel met God en alles het hom op 'n plek gebring wat hy gesê het, Here, ek wil so by U wees. Maak nie saak wat jy in die lewe aangaan nie, maak nie saak wat in die verlede aangaan nie. Ek soek U en U soek my, want God soek iemand wat op die einde van die dag, wanneer hy kan sê, ek soek jou so dat ek weet jy sal nooit wegdraai van my af nie. Dat ek en jy God sal dien met alles wat ons het. Dit herinner my aan 'n storie in Johannes hoofstuk 6, en ons almal het dit al baie keer gehoor, oor die 5000 mense wat Jesus kom voed. Hy gee vir hulle broodjies, 5000. En in dit het hy op die einde van die dag soveel voorsien, en hulle het hierdie brood gevat en geëet, en die Bybel sê dit eintlik wat gebeur het was, hulle was agter die wonderwerke wat hy gedoen het, hulle was agter dit wat God vir hulle kon doen, maar hulle was nie agter sy hart nie, so hulle was agter sy hande. Here, wat gaan U vir my doen vandag? En hier kom hierdie mense, skare mense, en hulle sit amper soos in 'n amfitheater, en daar sit hulle, en Jesus sê, die disippels kom en sê vir Jesus, Here, dalk moet ons hierdie mense wegstuur, want hulle is honger. En Jesus sê, nee, gee julle vir hulle kos. En so, dink vir 'n oomblik saam met my, hier is hierdie mense, en nou gaan die disippels, hulle gaan roof 'n arme seentjie wat sy ma vir hom lunch ingepak het. Sê, kom, gee vir ons daai. En die Here sê, gee vir hulle kos, en hulle gee. En toe daai mense wakker word die volgende aand, die volgende dag, toe hulle wakker word, toe kom hulle agter, Jesus is nie meer hier nie, en Jesus is na die ander kant, en sy disippels is weg, en hulle het gedink, Jesus, as ons opstaan, ons het gisterand lekker braaivleis geëet, lekker vis, snoek, en al hierdie tipe goed, en nou staan ons op, en ons kan nie wag om te sien wat is op die buffet menu nie, en toe hulle opstaan, toe is Jesus nie daar nie. En die Bybel sê, hulle het toe gehoor, Jesus is nie daar nie, en hulle gaan toe na die ander kant, want hulle soek hom, en toe hulle daar kom, toe vra hulle, en nou, wat gaan ons eet? Toe sê Jesus, daar is niks op die menu nie. Ek is die brood van die lewe. Wie van my eet sal nooit weer honger nie. En daai selfde mense wat Jesus gevolg het, draai hulle rug en hulle loop weg. En dan vra Jesus vir sy disippels, en julle gaan julle ook wegloop, gaan julle ook my in die steek laat, omdat julle agter my hand is, of is julle agter my hart, dan sê Simon Petrus, wat altyd so antwoord, wat altyd so impulsief is, hy sê, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe, ons het dit tog in geloof gekry, en besef dat U die heilige God is. Ons gaan nêrens nie, want God soek juist dit, dat ek en jy met ons harte hom sal dien. Hoeveel keer sê ons, jy moet wat vir die Here gee? Jou hart. Want daaruit is die oorsprong van die lewe. Daaruit is al hierdie tipe goed. En God sê, hy soek dit, hy soek jou hart. Dat jy op die einde van die dag soos Noag kan wandel saam met God, want hoekom? Hy het guns by God gekry. Noag het in gehoorsaamheid opgetree, en gesê, Here, in hierdie ongelowige wêreld, 'n wêreld waar daar soveel ongeloof is, 'n wêreld waar daar boosheid is, 'n wêreld waar mense onseker is, weet ek vandag, ek kan U vertrou. En een van die goed wat God op die einde van die dag vir Noag kom gee, en hy gee vir hom hierdie opdrag, en sê, Noag, as gevolg van dit wat hier gebeur, wil ek vandag vir jou sê, jy gaan 'n ark bou. Jy gaan een groot skip bou. Ons kyk vandag op Discovery Channel, sien hierdie mega builders. Hulle dink hulle het vandag ontdek, Noag was die eerste mega builder. En hy het nie eens al hierdie krane gehad. En die Here gee vir hom al die instruksies, al die metings, alles gee God vir hom. Elke mate gee God vir hom en sê, dis hoe jy die ark moet bou, dis wat moet gebeur. Daar's een mate wat God nie vir hom gee nie. Gaan lees bietjie die Bybel. Daar's een mate wat God nie vir hom gee nie. God sê vir hom wel waar die deur moet wees op die ark, maar God sê nie vir hom hoe groot die deur moet wees nie. Jy sien, wanneer dit kom by Jesus Christus, en dis hoekom Noag, jy sien, Moses, Noag, dieselfde ouens, dis hoekom Noag, hy wys ons na Jesus toe.
En Noag bou hierdie ark en die Here sê, jy kan, dis hoe dit groot moet wees, dis al hierdie measurements, maar wanneer dit kom by die deur is daar geen maat nie, want dis wat God se genade vir ek en jy doen. Daar's geen einde aan sy genade nie. Dit is onverdiende guns wat ek en jy nie verdien nie, maar God sê dit is groot genoeg dat almal kan inkom. Tot as jy in Springs groot geword het. Onthou net, ek is van Boksburg. Want daar's altyd plek vir nog. Dis soos 'n Suid-Afrikaanse taxi. Daar's altyd plek vir nog. Jy's meer as welkom. Ons sit op mekaar, maar ek is bereid om saam te ry. Ek is bereid om hierdie te doen. Maar jy sien, Noag het alles in sy vermoë gehad om te twyfel. Maar sonder enige twyfel het hy gesê, Here, as U praat, is ek bereid om hierdie te doen. En vir 120 jaar, inteendeel van die kommentare sê, 120 jaar, dat verwys daarna in Genesis hoofstuk 6 vers 3, waar die Here praat van hoe lank hy gepreek het en hoe lank God vir hom hierdie waarskuwing gegee het. Maar van hulle sê tussen 75 jaar en 120 jaar bou hy 'n ark. En ek kan dink, terwyl hy hierdie ark bou, is daar mense wat vra, waarmee is jy besig? Ek is besig om 'n boot te bou. En wat gaan jy doen met hierdie skip wat jy bou? Het jy agtergekom, daar's nie water nie. Van op daai stadium het hulle nog nooit reën gehad, hulle ken nie reën nie. En Noag sê, hou net bietjie vas. Die tyd gaan kom. Nou imagine as jy vir 'n ou sê, hou net bietjie vas, na 10 jaar kom hy weer en hy sê, en toe het dit al gereën. En Noag sê, hou net bietjie vas. En dan hier by jaar 50 sê hy, en nou? En daai ou se loopbaan het al begin, hy het al afgetree, maar hy moet nog steeds glo. Iewers sê jy, luister, jy verstaan nie, ek het net gebudget vir my pensioen op 70, lyk vir my, ek gaan nie op hierdie boot klim nie. Ek gaan nie die bevoorregte een wees om te voel, hoe voel dit? Jy weet, om in 'n boot te klim nie. En Noag, waarmee is jy besig? Jy sê, maar God se voorsiening is juist dit, dat ek en jy moet nie opgee nie. Van God se tyd is nie jou tyd nie. Baie keer wil ons opgee en Noag het vir 120 jaar het hy aanhou geglo. Hy het aanhoudend geglo en geweet, Here, en hierdie geloof van my is nie net om te glo met my kop of met my hart nie, maar dit het in aksie oorgegaan. Hy moes fisies opstaan elke dag en fisies hout gaan kap en fisies, ek weet nie of hy spykers gebruik het, ek neem aan so. Maar hy moes al daai goed doen, fisies elke dag, en ek kan dink hoe hy elke dag met daai hout stap om die ark te bou en aan mekaar te sit, en hoe mense vir hom lag. Ek sal nooit vergeet, my eie persoonlike lewe, die dag toe die Here vir my sê, ek roep jou vir voltydse bediening, beleef ek. Die Here sê, dis wat ek wil hê jy moet doen. En ek sê, Here, ek weet nie of ek hierdie ding wil doen nie. Ek weet nie. My kop sê klaar, ek wil aircraft engineering doen. Dis wat ek wil doen. Inteendeel, ek is klaar geregistreer. Ek is klaar daar en ek gaan hierdie vakleermanskap gaan ek doen en ek gaan 'n apprenticeship doen deur Denel en die lugmag company en ek sê, Here, maar ek sien nie kans hiervoor nie. Op daai stadium, net gou vir julle sê, het ons geen reference in ons hele familie van 'n pastoor, 'n dominee of enige iemand. Nou moet nou nie sê nie, ja, dis die wennaars, hulle kom maar van Boksburg af nie. Ons het wel ingenieurs gehad en onderwysers, ons het wel daai tipe mense gehad, maar nog nooit iemand gehad wat 'n pastoor of 'n dominee of 'n priester, niemand nie. Ons was die CEO Christene. Christmas, Easter en occasionally, dis ons. En die Here kom roep my en sê, Louwelen, ek sien 'n toekoms vir jou. En ek hoor hoe die Here vir my sê, ek moet diensjaar toe gaan en ek moet deel van hierdie diensjaar word en ek sê, Here, maar ek het nie 'n sent nie, my ouers het nie hiervoor voorberei nie en ek besef, ek het hierdie aansoekvorm en toe ek die aansoekvorm kry, toe staan daar op R24,000 vir die jaar. En ek besef, liewe Jesus Christus, U gaan my help. En ek gaan na my ma toe. Nou my ma, sy hart is ook so groot soos 'n taxi, daar's altyd plek vir nog. En ek sê vir my ma, dis wat ek wil doen, en sy sê, jy gaan by jou pa moet verbykom. En toe ek my pa kom, toe sê my pa, nooit, jy gaan nie geld maak nie. Hierdie kerkding werk nie, gaan nie geld maak nie. Word 'n ingenieur.
En ek besef, okay Here, hoe gaan ek dit doen? En een Vrydag aand, toe my pa van die werk afkom, en ons het klaar geëet, en ons het lekker koeldrank gedrink, ek. En my pa is jolig. Toe gaan ek na hom, toe sê ek, pa, hoor hierso man, hier is wat ek wil doen, en hy sê, bring hy ding dat ons hom teken. En my pa het hom geteken, en ek sê, ag, dankie tog. En die volgende dag toe ek vir hulle sê, dit kos 24.000, toe sê hulle, Jesusie, ons het nog nie daai beplan nie. En ek onthou, hoe die Here vir my sê, ten spyte van enigiets, al het jy nie die geld nie, jy gaan nog steeds na daai onderhoud toe. Ek gevoel, Here, ek gaan my naam met 'n plank slaan. Ons het nie die geld nie, en ek onthou hoe ek gegaan het en gesê het, luister, dan gaan ek maar die planne gemaak om uit te kom, ek het gegaan vir die onderhoud, en toe ek daar kom, toe sê hulle vir my, right, jy moet in hierdie vertrek gaan, toe gaan ek, en hulle vertel vir my, wat alles behels, en ek sê, yes, ek is in, en toe ek daar uitstap, toe sê hulle vir my, hoorie, nou moet jy na die volgende vertrek toe stap, en ek dink, Jesus, julle vat my nou vir 'n ride. En toe ek daar instap, toe sê ek daar by 'n onderhoud, en hulle vra vir my, wat wil ek doen, en al wat ek weet is, die Here het vir my gesê, ek moet hierdie doen, ek het niks anders nie. En toe ek daar uitstap, toe dog ek nou, wat nou? Ek het nie die geld nie. En ek onthou hoe die direkteur na my toe gekom het, en vir my gesê, baie geluk, wanneer kan jy aansluit by ons? Ek sê, môre, maar ek het nie die geld nie. Sy sê, jy kom nou net uit 'n onderhoud waar mense jou wil borg, en hulle die volle bedrag van jou jaar betaal. Partykeer voel dit, Here, maar ek weet nie of ek hier dit kan maak nie. Here, ek weet nie of ek in kan druk en te sê, Here, ek weet, ek gaan naby uitkom nie, maar God het vir Noag gesê, luister Noag, ek gee jou hierdie opdrag, ek het vir jou guns gegee, maar in gehoorsaamheid volg dit wat ek vir jou instoor het. Doen dit, want hierdie ark is nie net 'n simbool vir jou om nou lekker te ry nie, maar hierdie ark, as ons gaan kyk en bestudeer wat die skrif sê, dan sê die skrif dat die ark op die einde van die dag 'n simbool van verlossing is. Dat die mense wat geglo het, dit wat Moses, kan Moses nou uit my mond uit bly? Dit wat Noag gesê het, dat die Here vir hom hierdie woord gegee het, die 8 mense het geglo, en dit was sy familie. Hulle het gesê, ons is reg om te glo. Tot daai diere, ek kan imagine hoe mense vir hom gelag het die dag toe daar 2 diere moet ingaan, en hy wonder, is daar nou 'n muggie in? En julle moet nou besef, ouens, is die Here moet daar regtig 'n muskiet hier inkom. Kan hulle nie maar hier op die sideline net saam, jy weet, moet daar regtig. Imagine, mense moes gelag het vir hom en gedink, jy seker koekoes man. En hier kom die olifante en die renosters en almal 2 gaan hulle in. Ek kan nie imagine hoe mense gelag het, maar Noag sê, ek weet God het vir my 'n woord gegee. Ek weet, ek gaan aanhou glo in hierdie woord is 'n simbool. Dit waarmee ek besig is 'n simbool van verlossing. En dit is my so great om daarna te kyk en te besef, net soos Noag se gesin gered was van die ark en hierdie verlossing en die sondevloed wat dit verteenwoordig, dat God se judgment en die oordeel van sonde en alles wat hier gekom het, kom Johannes 14. En dan sê Johannes 14, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my. Niemand gaan oorwinning en verlossing beleef as jy nie deur hierdie deur gaan van die ark en sê ek glo en ek vertrou nog steeds. Maar sien, dit was dieselfde Noag. Wat God na hierdie vloed het, God vir hom 'n verbond met hom gesluit. En tot vandag toe beleef ek en jy daai belofte, verbond is gesluit met God as gevolg van hierdie sondevloed wat gebeur het en 'n nuwe verbond met Noag. Dat God sluit hierdie verbond en vandag het ons 'n teken daarvan. Die reënboog is nog steeds. As jy gewonder het, die reënboog is 'n teken van God se verbond vir sy regverdige mense. Hoor mooi. Moet ek dit weer sê? Die reënboog is 'n teken van God se verbond. Dat hy vir die mense gesê het, ek sal dit nooit weer doen nie. Ek sal nooit weer hierdie, maar hy het gekies om ons te kom verlos. En dit is vir my so great om te besef, dat ewen in die verlede, ewen in die geskiedenis, het God nog steeds 'n prentjie gehad van die toekoms. Het God geweet, dit gaan gebeur in die toekoms, en daarna het God hierdie belofte gemaak vir Moses. Ag Jesus.
As ek sê Moses, dan hoor jy Noag, okay. Moses, Noag, great, dis ons nou daar. Maar God het hierdie belofte aan hom gemaak. Hy sê dit begin by jou. En God beheer die geskiedenis vanuit die toekoms. Dis wat God kom doen. Hy beheer die geskiedenis vanuit die toekoms. Hy het altyd 'n eindprentjie en ek en jy was ingesluit in sy eindprentjie, want die verbond wat God gehad het met Noag, hierdie verbond wat hy gesluit het die weg bepaal vir Christus. Dit het die weg voorberei vir Christus wat sou kom. Hoor wat sê Romeine hoofstuk 5 vers 17 in die Passion paraphrase. Hy sê, death once held us in its grip. Hy sê, and by the blunder of one man, dead reigned as king over humanity. Beteken dis wat die sondige, dis hoekom mense so gesondig het, dis hoekom dit so was, hulle was boos, sê die Bybel, dead reigned as king over humanity, but now, how much more are we held in the grip of grace and continue to reign as king in life? So enjoying our regal freedom through the gift of perfect righteousness in the one and only Jesus Christ, our Messiah. Dat God gekies het om te sê die toekoms is al reeds bepaal en as gevolg van dit kan ek teruggaan na die belofte toe wat God gemaak het in die Ou Testament. Die belofte wat God aan Noag gemaak het, sluit vandag ek en jy in en ons begin juist daar. Die begin van die geskiedenis het God al reeds gesê, ek is bereid om oor te begin. Ek is bereid om te besef dit wat gaan gebeur moet net kan volg. En hoekom weet ek dit? Handelinge 2 vers 23 sê dit so mooi. Hy sê God het besluit. Praat van die kruisiging. God het besluit en dit vooruit bepaal om hom aan julle uit te lewer en julle het hom deur die heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. God sê ek het dit lankal bepaal. Handelinge 4 vers 28 om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind. Sê hy het al reeds. So Noag is nie net 'n kinderstorie wat in die Bybel plaas gevind het wat ons lees en ons kleer hierdie ark in nie, maar Noag was eintlik 'n profetiese handeling van die toekoms, van dit wat sou kom, van die gebeurtenis om te besef, ek is ingesluit, God het ons geroep, julle is deur die Vader geseën, bederf die koninkryk wat van die grondlegging van die wêreld afkom, het hy vir julle voorberei, vir ek en jy, reeds voordat God die wêreld geskep het hy jou in gedagte gehad. Petrus 1 vers 20 sê, hy was reeds voor die skepping van die wêreld daartoe bestem, maar in hierdie laaste dae ter wille van julle geopenbaar, praat van die lam wat gekruisig sou word. Vir ons geopenbaar, hoekom? Want God is bereid om Christus tentoon te stel en te sê, alles wat gebeur het in die verlede, wys na Christus toe. Dis in die voorbereiding van dit wat sou kom. En God sê, ek is bereid om oor te begin. En hy kies Noag en sê, Noag, gaan oor begin met hierdie verlossingsboot, waarmee jy besig is. Ek gaan oor begin met dit wat hier gebeur. Maak nie saak of mense jou bespot nie, maak nie saak hoe jy voel, ek gaan oor begin. En jy lees dit, hoe God 'n bevel gee vir Noag en sê nou vir jou kinders die volgende, toe na 150 dae, toe die water eers gaan lê. Ek dink ons besef, as ons praat van vloed, ons het dit nou 'n bietjie gehad die afgelope tyd. Dit was rof. En dit was nie eens 150 dae, dit was nie eens 5 maande nie. Dit was maar 'n paar weke. Toe is dit chaos. En 150 dae later, toe sê die Here vir Noag, hierdie klink baie bekend, hoor wat sê die Here vir hom. En God het vir Noag en sy seuns geseën en aan hulle gesê, wees vrugbaar. Woehoe. Is nou daai hoekie daar. En na die moederskamer. Dis een manier hoe die kerk groei. Hy sê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Kan julle onthou, daar was 'n bevel wat God gegee het vir iemand?
Hierdie was dieselfde wat God vir die eerste Adam gegee het. In Genesis 1 vers 28, toe sê hy, gaan vermenigvuldig hierdie aarde. En so God se prentjie van om die mensdom te vat en dat ek en jy in dit moet leef, God het nooit opgehou nie. Maar hy het jou gekies, hy het my gekies. Net soos wat hy vir Noag gekies het. En Noag was deur genade gered deur God, waar God vir hom sê, Noag, dis oukei. Want Noag was nie sonder sonde nie, net dit gou sê. Hy was nie sonder sonde nie. Maar hy was onberispelik. Die Engels sê blameless. Hy was onberispelik om te besef dat ek haat die sonde wat in my lewe aangaan en daardeur kom ek tot by God en ek kom bely dit. En as gevolg van dit het hy guns by die Here gekry en God het gesien, hierdie is 'n opregte man wat ek wil kies. En vandag kom roep ek jou om onberispelik te wees. Ek kom roep jou vandag om 'n paar dinge te doen, om te sê, Here, ek wil vandag opstaan en sê, ek wil saam met U wandel met alles wat ek het. Ek wil 'n noue verhouding met U begin soos Noag. Here, ek wil op U vertrou en gehoorsaam wees. Selfs wanneer dit nie sin maak nie, kan ek aanhou vertrou, want ek weet U sal nooit opgee op my nie. Ek wil jou kom uitdaag vandag om te sê, ek weet die Here soek iemand, mense, Christene, vandag, wat nie ons rug sal dra, op sy rug sal dra op ons nie, want Christus Jesus was ook 'n toonbeeld van die ark wat gekom het, die verlossingsboodskap. En God wil hê dat ek en jy onthou van die belofte wat hy vir ons gemaak het, en as gevolg van dit, dis wat die Hero of Faith kom doen het, om die belofte wat God gemaak het, vandag realiteit in ons lewe maak. En wil jy nie vandag saam met my opstaan as 'n geloofsheld en sê, Here, ek vertrou U vandag met alles wat ek het. Here, ek kies vandag om onberispelik te leef. As daar goed in jou lewe is wat jy vandag by die voete van die Here wil kom neersit, staan op, doen dit. Sê, Here, ek kom doen dit. Ek is dalk nie sonder sonde nie, maar wat ek wel weet is, I'm going to be blameless en ek kom lê by U voete neer. Ek kies vandag om op te staan want ek wil saam met U wandel. Ek kies vandag om op te staan want ek gaan 'n hero of faith wees in my lewe, my kinders se lewe en in die samelewing. As jy begeerte is, staan saam met my. Ek wil saam met jou bid vandag. En dat ons besef, net soos Noag, kom kies God jou vandag. Here, U kies my en U kies elkeen in hierdie auditorium en elkeen wat aanlyn kyk. En vandag, Here, wil ek kom bid dat U die God is bovenal. God is wat meer doen as wat ons ooit kan dink of vra. En vandag, Here, in ons kapasiteit, nie as Christen nie, maar as kinders van God, wil ek vandag kom vra, laat U wil geskied, laat U koninkryk kom. Mag ons vandag besef, Here, dit wat U doen is ver meer as ons menslike gedagte, ver meer as wat ons dink of vra. Seën elkeen hier vandag, Here, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Amen. Baie dankie dat jy hier was. Ek wil jou graag uitnooi. Ons gebedshoek is daar aan my regterkant. As jy hier is vandag en jy het persoonlike gebed nodig, gaan asseblief na ons gebedshoek toe. Ons wil graag saam met jou daarso bid en saam met jou kuier. As jy vir die eerste keer hier is, maak 'n draai by Starting Point. Onthou jou koevert en asseblief, onthou 12 uur gaan die groot partytjie begin hier buite. Ons het lekker voorberei vir die kinders, so moet dit nie mis nie. Ons sien uit om 'n awesome tyd vanmiddag saam te hê. Mag Here jou seën.